Vriende, goeiemôre en hartlik welkom vanoggend in ons erediens en dis die gebed van my hart dat jy vanoggend ook 'n nuwe ontdekking uit die woord uit saam met my sal maak. Dis nou vakansietyd en ek hoop dat die kinders saam met julle vandag ook sommer daar in jou huis sit en saam met julle na hierdie diens sal luister. Vriende, ons gaan die diens begin deur 'n gebed saam en daarom wil ek vra, kom ons sit sommer net so en dan bid ons saam. Here, vandag wil ons dankie sê vir die lewe. Dankie vir elke oggend se opstaan en die asem in ons longe. Dankie vir die lewe in die groot olifant en die klein muurtjie. En dat albei se lewe vir U belangrik is. Dankie vir die lewe in groen blare en die wurm wat sy weg op die blaar soek. Dankie vir die lewe van 'n baba wat huil en 'n bejaarde wat getuig van die goedheid. Here, dankie dat ons U kan loof vir alle lewe, van die kleinste diertjie tot die grootste heelal wat wentel in U hande. Ons eer U vir alle lewe op aarde, in die see en in die hemel en op die aarde. U is die Almagtige, die skepper van alle lewe. Amen. Vriende, jy kan sommer nou daar waar jy is, sommer net so sit en dan gaan ons saam sing. In die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heelal. Kom ons sit sommer net so waar ons is en dan sing ons hierdie lied saam. In die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regeer. U regeer. Vriende, vanoggend is ons skriflesing vanuit Matteus 5 en ons gaan lees daar van vers 21 af. Julle het gehoor dat daar van die oudheid af aan die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie, en elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is al strafbaar voor die regbank. Verder elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek is strafbaar voor die Joodse raad, en wie hom uitskel vir 'n idioot is strafbaar met die helse vuur. As jy dus jou gawe na die altaar te bring en dit jou daar byval, dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar, en gemaak eers vrede met jou broer, en kom dan en bring jou gawe. As iemand 'n regsaak teen jou begin, kom betyds tot 'n skikking, solank jy nog saam met hom op pad hof toe is, sodat hy jou nie voor die regter bring, en die regter jou aan die polisie oorgee nie, en jou in die tronk sit nie. Dit verseker ek jou, jy sal sekerlik nie daar uitkom, voordat jy die laaste sent betaal het nie. Ons gaan net tot sover lees. Vriende, ek dink dat meeste van ons, as ons die 10 gebooie lees, en ons lees, jy mag nie moord pleeg nie, vir onsself baie vinnig sê, maar gelukkig is ek nie skuldig aan hierdie gebod nie. Ek het wel hierdie laaste ruk gesien, hoeveel mense, hoeveel Christene geworstel het in hierdie tyd met Brendan Honder se dood, met mag ons vra dat geregtigheid sal geskied, mag ons opdaag en mag ons pleit dat hierdie mans strafbaar sal wees vir die dade wat hulle gedoen het. Ek het gehoor hoe mense worstel, want hulle het gesê, die oordeel kom God toe en dit kom ons nie toe nie, en daarom mag ons opstaan met 'n plakkaat en sê, mag hulle straf uitdien. Vriende, kom ons hoor wat sê die Bybel. En dit lyk tog vir my dat die Here sê dat die owerhede aangestel is om toesig te hou hieroor. Dit lyk tog vir my daar in Romeine 13 vers 4, asof hy sê, hy is immers ook hier in die dienaar van God, dat hy kwaaddoeners moet straf. Het lyk vir my daar in 1 Petrus 2 vers 14 staan daar, God beveel die regering om die wat kwaad doen te straf.
Psalm 101 herinner ons daaraan dat deel van die verantwoordelikheid van die owerheid juis is om die goddeloses uit te roei en die wetsgehoorsame burgers te beskerm. Vriende, ons lees daar in Prediker 8 vers 11, omdat die verkeerde daad nie met eens gestraf word nie, hou mense eenvoudig aan om verkeerd te doen. Jy sien, dan lyk dit vir my asof ek en jy as kinders van God, as gelowiges, as Christene, tog die reg kan hê om die owerheid te herinner aan hulle goddelike opdrag en hulle goddelike taak, om hulle te herinner daaraan waarvoor die Here hulle aangestel het. Nou vriende, dan lê die oordeel nie by my en jou nie, dit lê by God. Maar dan kan ons ook sê, wat sê die woord? En dat die woord sê, dat die Here die owerheid aangestel het, om juis 'n regspraak te hê. En daarom is ek en jy opstaan, juis, om die owerheid daaraan te herinner. Dan lyk dit tog vir my, asof ek en jy ook deel van ons plig en ons verantwoordelikheid nakom. Ek onthou as kind, het ek elke Sondag die 10 gebooie gehoor in die kerk, en op 'n stadium het ek in my lewe gesit en sulke checkboksies in my kop gehad, nou so checklist, en elke keer as die dominee die 10 gebooie uit Eksodus 20 lees, dan het ek my boksie gecheck, was dit hierdie week so, was dit hierdie week so, en ek onthou dat ek vir baie lank in my lewe, by een of twee van hierdie gebooie, baie seker was, dat ek tog nie skuldig is daarin nie. Ek onthou, jy mag nie moord pleeg nie, was een van die gebooie, wat ek baie maklik afgetik het in my boksie. Wat ek baie maklik gedink het, nee, wat op hierdie een is ek gelukkig nie skuldig nie. Daar mag 'n paar ander wees waarmee ek sukkel, maar hierdie een sukkel ek nie mee nie. Toe word ek bietjie groter, en ek lees die Bybel en ek ondersoek die Bybel. En ek besef, miskien is ek toe nie so onskuldig, toe dit kom by hierdie gebod nie. Toe lees ek op 'n dag Matteus 5, en ek ontdek dat Jesus kom en sê, hierdie gebod is nie so eenvoudig om net 'n boksie af te tik en te sê, ek het nog nooit iemand se lewe geneem nie. Vriende, toe gaan soek ek in die woord. Is ek toe so onskuldig as dit kom by die 6de gebod? Jy mag nie moord pleeg nie. En toe ontdek ek in my eie hart dat ek toe nie so onskuldig is nie. Want jy sien, daar's verskillende maniere hoe ons onsself skuldig kan maak in hierdie gebod. Daar is 'n fisiese manier om iemand se lewe te neem, om hulle dood te maak. Om fisies hulle dood te maak, sê Spreuke 6 vers 16, die Here haat 6 dinge en hier daar 7 waarin hy afskeid. Vriende, hoor mooi, dis nie net iets waarvan God nie hou nie, hy haat dit, hy het 'n afskeid daaraan, en dis aan die hande wat met bloed bevlek is. Die Here, ek sê, ek haat dit, ek verafskie moordenaars. Mense wat bloed in hulle hande het. Maar jy sien, dis nie net 'n fisiese dood wat mense kan veroorsaak, wat ons skuldig maak in hierdie gebod nie. Dis ook met ons gedagtes wat ons moord kan pleeg. Jy sien, vriende, elke keer wat ek en jy haatdraande gedagtes het, hierdie woedes het wat opkom in ons, is ons eintlik besig om in ons gedagtes ook moord te pleeg. Wat sê 1 Johannes 3 vers 15? Elkeen wat sy broer haat is 'n moordenaar, en julle weet dat geen moordenaars die ewige lewe in hom het nie. Elkeen wat sy broer haat. Jy sien, verhoudings is vir God belangrik, en nou kan jy vandag sê, maar jy ken nie my broer nie, jy ken nie my sussie nie. Ek ken God. En ek weet dat God sê, dat sy spelreëls vir die lewe anders lyk as die wêreldsin. Onthou u, dis ons reeks waarmee ons nou besig is, dat die Here sê, dat ek en jy hierdie sondemagneet het, wat die hele tyd ons wil aantrek, en deel van hierdie sondemagneet is die haat vir mense. Die haat vir ons broers en ons susters, vir die mense wat om ons is. En Jesus sê, ek het aan die kruis kom sterf, om hierdie magneetveld onaktief te maak in jou lewe. Maar vriende, onthou jy dan het ek en jy ook nog die vuur van die Heilige Gees, waardeur ons dit moet veg. Ons kan ook met ons tong moord pleeg. Ons het hierdie afgelope paar weke gesien hoe veldbrande die wêreld vernietig. Boere se diere wat dood op die veld en op die lande lê. Trekkers, huise wat brand,
Ons sien hoe vernietigend 'n vuur is. En nou kom Jakobus 3 en hy sê, die tong is soos 'n vuur wat vernietig. Soos wat ons verbykom, steek ons veldbrande aan in mense se lewe. Is ons besig om moord te pleeg met ons tong. Miskien het jy nog nooit 'n geweer teen iemand gehou of 'n mes teen hulle gehou nie, maar hoeveel keer was jou woorde nie skerper as die messny? Het hy nie dieper geïnfiltreer as 'n geweer se koel nie? En ek en jy kan ook met ons pen moord pleeg. Onthou vir Dawid en Uria. Dawid het gesê, hy skryf toe nou 'n briefie, né? Jy moet so 'n bietjie gaan lees, en dan sê hy dan 2 Samuel 11 vers 15 vir hulle, skryf hy die brief, en hy sê vir hulle, sorg dat Uria voor in die linies is, sodat hy doodgemaak word. Want dan is sy bloed tog mos nou nie op my hande nie, maar vriende, dis op die hande van wat? Van die een wat die pen vasgehou het, en die brief geskryf het. Ons kan moord pleeg deur ons pen, terwyl ons baie rustig en gemaklik iewers anders in 'n sitkamer sit. Ek lees hierdie week 'n skokkende stuk statistiek rondom aborsies in ons land, waarvan hulle bewus is 191 aborsies per dag. 191 aborsies per dag. 191 kindermoorde per dag. En dan vriende, het hulle gaan kyk statisties, en 95% van hierdie aborsies is net as gevolg van vroue wat nie hierdie kinders wil hê nie. Net 5% daarvan is as gevolg van verkrachting, bloedskande of die lewe van die ma wat in gevaar is. 95% van vroue sê, ek wil nie hierdie baba hê nie, en ek aborteer hierdie kind. Vriende, dan kom Matteus 5, en dan besef ons met 'n skok dat Jesus self in Matteus 5 vir my en jou kom sê, julle kan nie so maklik hierdie boksie tik nie. Jesus sê, julle het gehoor van die ou tyd af, julle hoor dit nog die hele tyd, jy mag nie moord pleeg nie, want elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Jesus sê, niks het verander nie. Maar dan vriende, kom ons met 'n skok agter, ons kan nie so maklik daai boksie tik nie, want hoor wat sê hy, maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is strafbaar voor die regbank. Die 1933 vertaling, die ou vertaling, is 'n baie meer letterlike vertaling van die Grieks, en daarom is dit amper vir my 'n bietjie beter vertaling. Ek lees nie so maklik nie, maar dit is 'n meer letterlike vertaling van wat daar staan. En as ons dit wil vertaal meer letterlik, dan staan daar, maar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir sy broer sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gesag. Elkeen wat vir sy broer sonder rede kwaad is. Vriende, daar is 'n heilige woede, waarvan ons ook in die Bybel lees. 'n Woede teen die onreg, 'n woede teen die sonde. Martin Luther het dit genoem 'n woede van liefde. Hy het gesê, jy moet 'n woede hê teenoor die sonde, maar 'n liefde vir die mens. Daai heilige woede. Dis nie waarvan Jesus praat in Matteus 5 nie. As hy in Matteus 5 praat, dan sê hy, almal wat vir sy broer kwaad is, sonder rede. Vriende, ek dink aan Efesiërs 4 vers 26, wat sê, as jy kwaad word, moenie sondig nie. Moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Dan herinner die woord vir my en jou vandag. Wanneer ons kwaad is sonder rede vir ons broers, dan kan ons nie hierdie boksie aftik nie. Dan is ons strafbaar vir die regbank. Jesus kom, vriende, kan nie sien, en hy kom maak hierdie wet eintlik erger, deur te sê, julle kan nie so maklik sê, julle maak nie dood nie, dink mooi. Hy gaan verder om te sê, nie net as jy kwaad word vir julle broers nie, maar verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek is strafbaar voor die Joodse raad. In die ou vertaling, wat die meer letterlike een is, elkeen wat vir sy broer sê, raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. Vriende, raka beteken letterlik 'n leë kop, 'n gek. Die Here Jesus sê vir ons in sy woord in Matteus 5, ek en jy kan nie mense
as gekke aanspreek, as leeukoppe. Ons kan nie mense se intellek beledig nie. Vriende, dan kom sê Jesus, ek en jy is skuldig aan hierdie gebod, die oomblik wat ons vir iemand anders noem, jy's 'n gek. Hy gaan verder, en hy sê, en wie hom uitskel vir 'n idioot is strafbaar met die helse vuur. Toe dink ek, hoeveel keer in hierdie laaste, wel seker 'n paar jaar, het ek nie al mense gehoor, veral in die verkeer, wat vir iemand anders skree, jou idioot. Hoeveel keer het ek nie mense al hoor praat, en dit 'n deel van hulle spreektaal geword, jy's daai ou se idioot. Jesus sê, jy kan nie mense 'n idioot noem nie. In die ou vertaling staan daar, elkeen wat sê, jou dwaas, moet verantwoording gaan doen in die hel se vuur. Vriende, raka, jou gek, is 'n belediging van mense se intellek. Maar om te sê, iemand is 'n idioot of dwaas, is 'n belediging van iemand se hart, en 'n belediging van hulle karakter. Dis meer as 'n belediging, dis om moord te pleeg. Ek en jy, in hierdie weke wat kom, mooi luister na hoe ons mense aanspreek, en hoe ons oor mense praat, wat ons van mense sê. Vriende, mag ons ophou om hierdie woord so maklik rond te gooi, dat mense idiots is, maak nie saak wie hulle is nie. Die Here sê, ek en jy het 'n verantwoordelikheid om respek te hê teenoor alle mense. Nie oor wie hulle is nie, maar oor wie ons is in ons verhouding met God. Die vraag is miskien nie vanoggend of jy al 'n lewe geneem het nie. Die vraag is miskien, het jy ander mense die lewe gegeen? Vriende, ek dink ons beskadig en ons beseer mense deur ons woorde, deur wat ons vir hulle sê, deur hoe ons teenoor hulle optree. Jesus kom skop ons verder. Hy kom sê nie net vir hulle, luister mooi, julle kan nie hierdie boksie aftik nie. Dis nie net mense wat fisies doodmaak nie, dis ook mense wat ander as rakas uitroep, as idiots. En dan kom Jesus verder, en dan sê hy vir hulle, julle is op pad om 'n offer te gee, en vriende, ons moet iets verstaan van offers in Jesus se tyd, dit was baie heilig. Jy het nie sommer net 'n offer onderbreek nie. Nou kom Jesus en hy sê, julle is op pad om 'n offer te bring, en nou jy onthou dat jou broer iets teen jou het. Baie interessant, né? Nie dat jy iets teen jou broer het nie, dat jou broer iets teen jou het. En dan sê Jesus wat, dan sê hy, los die offer, los dit eers daar. Hardloop en gaan maak reg met jou broer, kom terug en gee dan die offer. Vriende, ek dink vir hulle wat na Jesus geluister het, was dit regtig hierdie mind-blowing iets. Hoe vra u van my om 'n offer te los, 'n versoenoffer te los, en versoening te gaan doen met mense, voordat ek die offer bring? Jy sien vriende, Jesus, God, is 'n verhoudingsgod. Ek weet of jy vanoggend besef dat as jy kwaad is vir jou broer sonder rede, as jy weet dat jou broer iets teen jou het, dat die Here vanoggend vir jou sê, los alles net so en gaan maak reg. Los alles net so en gaan maak reg. Vriende, gisteraand, my preek was al geskryf, en gisteraand toe staan ons by my pa se sterfbed. En terwyl ek vir hom kyk, was ek so dankbaar dat ons die goeie memories deel, en al die goeie dinge wat ons die laaste tyd vir mekaar gesê het. Die opbouende woorde wat ons mekaar gegee het. En toe ek weer vanoggend my preek deurgaan om dit op te neem, toe verstaan ek hoekom Jesus gesê het, as jy weet iemand het iets teen jou, los jou offer en gaan maak reg en kom bring dan die offer. Want vriende, daar's 'n stuk vryheid wanneer iemand ook sterf en jy weet,
Daar is niks van hierdie haat en woede en kwaai gevoelens en goed wat ons gesê het waaroor ons spyt is nie. Dit maak jou vry. Jesus het gesê, ek wil jou vry maak. Daarom sê ek vir jou, gaan maak reg. Ons het my pa se dood verwag nie. Ons het geen waarborg dat die mense wat in ons lewe is, môre hier gaan wees nie. Ek wil vandag by jou pleit, as daar iemand is wat jy weet iets teen jou het, los jou offer vandag en gaan maak reg. En dan as jy reg gemaak het, kom terug en gee jou offer. Maar weet jy wat, dan is daar ook 'n offer van dankbaarheid. Dankie Here, dat U my kom vrymaak het. Vriende, Jesus wil hê ek en jy moet nou en vandag dit gaan doen. Onthou jy daar in Romeine 12? As dit vir jou moontlik is, so ver as wat dit van jou afhang, leef in vrede met alle mense. Gaan maak vrede. Jy het nou en hier in jou hande, jy het nie oor 5 minute beheer wat gaan gebeur nie. Meeste van ons sou vandag sekerlik daai boks wou aftik, né? Baie vinnig. Toe ons gehoor het, ag, hierdie preek gaan oor, jy mag nie moord pleeg nie, ons het nie eintlik nodig om dit te hoor nie. Kan ek weer vandag vir jou vra? Die groot vraag is miskien nie, het jy al 'n lewe geneem nie? Die groot vraag is, het jy ander die lewe gegeen? 'n Lewe in volheid gegeen? En jou woorde, jou dade, jou pen, hoe jy hulle aanspreek, gee dit lewe of wil dit doodmaak? Vriende, daarom dink ek weer aan die teks wat sê, daar's lewe en dood in ons woorde. Dat die Here dit eintlik saam met hierdie teks kom intrek, né, om vir my en jou te kom sê vandag, jy kan nie net oor mense goed praat en sê nie. Wees verantwoordelik vandag teenoor die mense wat die Here in jou lewe toegevoeg het. Vir die wêreld, vriende, gebruik net mense. Die wêreld gebruik die mense wat hulle nodig het, en as ek jou klaar gebruik het, en ek het klaar wat ek wou hê, dan spoeg ek jou uit. Gooi jou weg soos 'n stikkende toestel. God sê met sy kinders is dit anders. Ons gebruik nie mense nie. Ons het mense lief. Ons is op reis saam met mense. Daarom as jy kwaad is vir jou broer, sonder rede, gaan maak reg. As jy iemand as 'n gek uitgeskel het hierdie week, gaan vra vergifnis. As jy vir iemand gesê het, hy's 'n idioot, staan voor die Here, want hy is die een wat die helse vuur gee, en vra hom vir vergifnis. Vriende, mag ek en jy vandag onthou, dat wanneer die Here hierdie wette vir ons kom gee, né, dat ek en jy as onskuldig staan voor hierdie wet, dat ons vandag die wonderlike nuus van die evangelie het, dat Jesus sê, ek het aan die kruis gesterf om jou vry te maak. As jy 'n aborsie gedoen het toe jy 'n jong meisie was, God kan jou vergewe daarvan. As jy iemand as 'n idioot uitgeskel het, Jesus het gesterf daarvoor om jou te vergewe. Mag ek en jy vandag, as ons mense as gekke en idioote uitgeroep het, mag ons teruggaan om vergifnis vra, nie net vir hulle nie, maar voor God. Mag ons ontvang hierdie vryspraak van die Here af. En dan vriende, mag ons offers vanoggend los. Mag ons gaan regmaak en mag ons dan terugkom en nog 'n lofoffer saam met die vorige offer gee. Amen. Here, ek onthou as kind hoe maklik ek hierdie boksie afgetik het, totdat ek ontdek het, ek kan dit toe nie so maklik aftik nie. Want Here, daar was soveel keer wat ek vir my sissies as 'n jong dogtertjie kwaad geword het sonder rede. Here, daar was soveel keer wat ek gedink het, mense is nou gek. Wat ek gesien het hoe hulle optree, en gedink het is dwaas. En vandag, Here, staan ek ook skuldig voor hierdie gebod.
En dankie dat U vir ons op 'n besonderse manier vanoggend weer kom sê, dis nooit te laat nie. Die kruis sê, dis nooit te laat nie. Los jou offer en gaan maak reg. En ek bid dit vandag, Here, ek bid dit vir mense wat sit met hierdie worsteling in hulle hart vir maande al, moet ek gaan regmaak, moet ek nou maar die minste wees, ek was nie die verkeerde een nie. Here, die woord sê, as jou broer iets teen jou het. Help ons asseblief, Here, om die verskil te maak in hierdie wêreld wat ons wens hier kan wees. En ons weet dit gaan begin deur weer U wette na te kom, soos wat Jesus dit vir ons kom leer het. Nie net 'n wet wat kopkennis is nie, maar Jesus het gesê, julle weet hierdie goed, maar ek sê vir julle. Help ons asseblief, Here, om weer dit reg te kry, dat ons hierdie sondemagneet se kragveld in ons lewe kan teenstaan. Dankie dat Jesus self in Matteus 5 ons kom leer het, dat daar lewe en dood in ons woorde lê. Sit te wag voor ons mond en bewaar ons, Here, om dinge te sê waaroor ons later spyt sal wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou, ek en jy gaan 'n lied sing, Thy word is a lamp unto my feet. Here, U woord is die lig op my pad, en terwyl ek hierdie pad loop, Here, laat U woord 'n lig skyn. En wat is die lig wat die Here vanoggend vir ons kom skyn het? Hy het vanoggend vir ons kom sê, los die offer, gaan maak reg. Moenie so vinnig dink dat jy onskuldig is as dit kom by die 6de gebod nie. En dankie dat ons vanoggend U woord het, wat 'n lig is op ons pad. Kom ons sing dit saam. Is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I've lost my way, still you're there right beside me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Now I will not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide, hold me to your side, and I will love you to the Vriende, ek wil vanoggend die seën oor jou uitspreek, en ek wil dit doen in die woorde van Deuteronomium 31. Miskien het jy 'n klein stukkie vrees om die offer te los en te gaan regmaak, want dit gaan nie 'n maklike gesprek wees nie. Miskien weet jy dat hierdie gesprek juis 'n moeilike gesprek is, daarom dat jy dit uitstel en uitstel. Daarom wil ek vandag julle uitstem met die woorde: die Here sal voor julle uitgaan. Hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat nie. Hy sal jou nie alleen laat nie. Moenie bang wees nie en moenie skrik nie, want die Here sal by jou wees. Amen. Vriende, ons kan nie 'n dankofferbordjie, 'n kollektebord verbystuur by jou huis nie. Daarom wil ons vra, as jy ons werk in ons gemeente wil ondersteun, kan jy asseblief vir ons 'n EFT betaling doen. En ons rekening, selfs as al die vorige kere, is by Absa Bank, is 'n chequerekening in die naam van NG Varevuur,
En die nommer is 053 058 0032. 053 058 0032. Mag jy hierdie week 'n geseënde week hê, waarin jy die woorde wat uit jou mond kom sal tel, hoe jy mense aanspreek, dat dit met respek sal wees, en dat jy elke nou en dan jou offers sal laat staan, sal gaan regmaak, verhoudings sal nuut maak, sal heel maak, en dan sal terugkom om 'n lofoffer te gee. Seën vir julle week.